1 Korintiërs 10 vers 28 tot vers 30 sê die volgende: As iemand vir julle sê, die vleis is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit gesê het, en terwille van die gewete. Ek bedoel nou nie julle eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom sou jy vra, moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Nou is 'n baie interessante situasie hier. In die besonder in die tyd van Paulus was daar afgodsoffers gebring en mense wat aan afgode hulle eer betoon het ensovoorts. En nou kom Paulus en hy sê, daar kan 'n situasie opduik waar iemand sou sê, hoor hierso, hierdie vleis was vleis wat eintlik vir 'n afgodsoffer gegee moes word. En nou sê Paulus, as jy dit weet, dan moet dit dan nie eet nie, omdat die persoon wat dit vir jou gesê het, daardeur geafronteer gaan word. Jy moenie sy gewete aantas nie. Dit is baie interessant, dat ons met iemand anders se gewete kan aantas, en dat ons terwille van iemand anders se gewete dinge nie doen nie, om sodoende ook ons eie gewete skoon te hou. Paulus sê, die belangrike ding is, dat ons oor alles die Here moet dank, en dat ons dan in vryheid kan eet en drink ensovoorts. Maar, wanneer dit vir iemand anders 'n probleem word, terwille van daardie persoon, moet ons dit dalk nie doen nie. Nou, ons moes ook eendag by 'n restaurant nie saam met die gaste 'n glas wyn drink nie, omdat ek gesien het van die ander mense wat nie aan ons tafel gesit het nie. Mense was wat dit baie afkeurig is daaroor. En as 'n pastoor sou waag om in die openbaar 'n glas wyn te drink, dan was dit vir hulle verskriklik. Ek glo nie hulle sou ook ooit weer kerk toe gaan nie. En net oor daardie rede het ek toe besluit, ek en Wanda, ons gaan nie saam met hierdie gaste van ons 'n glas wyn drink nie. Anders sou ons dit gedoen het. Maar om ander mense te spaar, die ellende te spaar, en dikwels as gevolg van hulle eie onkundigheid en hulle onvolwassenheid in die Here, vind mense dikwels 'n probleem. En daarom is dit miskien 'n goeie ding, dat ek en jy ook bereid sal wees om terug te staan en ander mense eerste te laat gaan. Hulle keuse, terwille van hulle gewete, eerste te stel. Dink daaroor en loop mooi.